Ys Magashule pleit onskuldig op alle aanklagte teen hom en die Verenigde Koninkryk se Hooggeregshof lewer geskiedkundige beslissing oor 'n vrou se identiteit. Dis 16 April, die voormalige premier van die Vrystaat, Ys Magashule, het vroeër vandag onskuldig gepleit op alle klagte teen hom wat te maak het met die omstrede asbesdaksaak. Hy het weer vandag saam met sy 17 medebeskuldigdes in die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn in verband met hulle beweerde betrokkenheid by die asbesdak-audit. Die 18 beskuldigdes, onder wie 5 maatskappye, staan tereg op onder meer aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery van R255 miljoen. Magashule het tydens vandag se sitting gesê dat hy van die begin af in die openbaar aangedui dat hy onskuldig is en dat hy daarby bly. 'n Motoris wat herhaaldelik oor 'n man gery het en sy dood veroorsaak het, word steeds deur die polisie gesoek, 10 dae na die voorval. 'n Video het aan die lig gekom waarin gesien kan word hoe die verdagte in 'n Ford Ranger bakkie die oorledene tref en dan herhaaldelik bo oor hom ry. Die polisiewoordvoerder kolonel Dimakatso Nevelhluwi sê die voorval het op 5 April in Rivonia en Sandton gebeur, maar die polisie kon steeds nie die verdagte opspoor nie. Nevelhluwi sê die man is op die toneel dood verklaar. Hy sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat dit nie 'n ongeluk was nie. Nevelhluwi sê die polisie ondersoek 'n saak van moord en het 'n beroep op mense gedoen om die polisie met enige inligting te kontak. Die Demokratiese Verpleegstersorganisasie in Suid-Afrika, DENOSA, sê hy is geskok deur die Nasionale Gesondheidsraad se onvoldoende toekenning vir nuwe verpleegposte by openbare fasiliteite. Slegs 200 poste is vir die jaar goedgekeur en die vakbond sê meer verpleegsters is nodig om die gaping in die bedryf te oorbrug. DENOSA se sekretaris-generaal, Kwena Manamela, sê die raad se jongste verkrygingspoging voldoen nie aan die behoeftes van die bedryf nie. Hy sê die vakbond wil weet watter metode gebruik word om die getalle te bepaal. Die Verenigde Koninkryk se Hooggeregshof het beslis dat die wetlike definisie van 'n vrou nie transgender vroue insluit nie. Dit kom te midde van 'n jarelange debat oor 'n persoon se biologiese geslag teenoor genderidentiteit. Die organisasie For Women Scotland, oftewel FWS, het die saak in 2018 teen die Skotse regering gebring. Die FWS meen slegs vroue wat biologies as vroue gebore is, moet as 'n vrou geïdentifiseer word. Die Skotse regering sê as 'n transgender vrou 'n geslagserkenningssertifikaat of 'n GRC het, moet die persoon onder die Skotse Gelykheidswet van 2010 beskerm word. 5 regters het besluit dat die terme vrou en geslag in die Gelykheidswet van 2010 verwys na biologiese vroue en biologiese geslag. Dis die jongste nuus van die dag. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot môre.